Kom ons kyk na 'n eenvoudige Bybelse verduideliking van die doop. My ondervinding is, meeste mense weet nie eintlik om die doop te verduidelik nie. Hulle verstaan nie die doop nie en hulle weet ook nie waar om dit in die skrif te kry en om dit vanuit die skrif uit te verduidelik nie. Ons gaan kyk na Romeine 6, maar al die doopverse in die Nuwe Testament kom tot dieselfde gevolgtrekking. Kom ons lees saam Romeine 6 vers 1 tot 4. Paulus sê, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons nou ander sonde doen sodat die genade kan toeneem? Hy verwys na hoofstuk 5 waar hy praat van die volkomendheid van Christus se verlossing en hoe God ons al ons sonde vergewe, selfs die wat ons nog gaan doen, omdat ons nou klaar in Christus is. En dan sê hy, beslis nie, ons kan nie aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem nie, want hoekom? Ons is nou dood vir die sonde, hoe kan ons nog daarin voortlewe? En dis 'n belangrike gedagte hier. Hou vas aan die woord dood, want dood en doop hou verband met mekaar, en jy gaan dit nou sien. In vers 3 sê hy, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, hoor mooi, ons is in Christus Jesus gedoop, in sy dood gedoop is nie. En dan sê vers 4, deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe. Sodat soos Christus, deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. So wat is die doop? Wat is die betekenis van die doop? In eenvoudige woorde, volgens Romeine 6 en al die ander doopverse, is die doop slegs 'n begrafnisdiens. Kom ek vra dit so. Wat doen ons met dooie mense? Kom ons sou sê, ek sal dood net hierso op die plek. Wat gaan julle met my doen? Julle gaan my begrawe. Okay, kom ons gee dit gelyk, vandag veras ons ook mense, maar as reël sou julle my begrawe. Dis wat ons met dooie mense doen. So kom ek vra net die kwalifiserende vraag. Begrawe ons mense omdat hulle dood is, of gaan die mense dood as gevolg van die begrafnis? Natuurlik weet jy die eerste een is waar. Ons kan nie lewendige mense begrawe nie, dit noem ons moord. So ons begrawe net mense wat reeds dood is. Bekering is wanneer my ou persoon sterf. Bekering is wanneer die ou Johan doodgaan. Bekering is wanneer ek my rug draai op die ou Johan en vir Jesus begin lewe. Ek maak die ou mens dood. Jesus sê dit uitdruklik, jy moet gekruisig word. Wat beteken dit? Ek moet doodgaan. Die ou vleeslike sondige, ek moet doodgaan. Wat moet ek doen met daardie persoon wat doodgegaan het? Ek moet hom begrawe. En dis waar die doopdiens inkom. Die doopdiens is uitsluitlik 'n begrafnis van die ou lewe. In Romeine 6 vers 2 tot 4 lees ons, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? So, deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe. Die doop is daarom 'n begrafnisdiens. Dis 'n begrafnis van die ou lewe. Wie nooi ons uit die begrafnisdiens? Die mense wat nog lewe, my vriende. En daarom as jy gedoop word, moet jy al jou vriende wat nog nie Jesus aangeneem het nie, wat nog nie gesterf het vir hulle sonde nie, moet jy nooi en hulle moet kom kyk. Dit is jou kragtigste getuienis. Dis wanneer mense gaan sien jy het werklik Jesus aangeneem, wanneer hulle by jou doopdiens is en hulle kom neem afskeid van die ou sondige jy. So, ek het saam met Jesus gesterf, dit was my bekering. Wat doen ons met dooie mense? Ons begrawe hulle en dit is die doopdiens. Dis die beeld van die doop. Dit is die simbool agter die doop. En kyk nou mooi wat Paulus hier verduidelik. Ek het saam met hom gesterf en ek het saam met hom opgestaan. Ek het saam met Jesus gesterf, ek word saam met hom begrawe en ek gaan saam met hom opstaan. En dis die simboliek van die doop. Nou, ek wil gou hê jy moet hierdie vraag antwoord. As ons Romeine 6 vers 1 tot 4 lees, watter van die volgende is die regte antwoord rondom die doop? A. Die doop is 'n simboliek van 'n begrafnis van my ou mens. Is dit die volgende? Ek word in die verbond van Abraham ingebring. Of my ouers maak 'n belofte dat hulle my gaan grootmaak vir die Here. Of ek word nou gered. Kies een.